Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en ek sit nou saam met Lizelle en Dr. Mani by die Mission Convention 2025. Ek gesels nou met Lizelle net voor ons hier opgaan om vir haar te sê hoe introduce mense hierdie program behalwe om my kop in skaamte te sak. Ek moes dit sê. Lizelle, hoe het ons gekom by Renewed Spaces? So ons het verlede jaar met kampvergadering het ons besluit dat die kerk wat heeltemal te klein was om al die jong mense te akkommodeer, dat ons die saal wat in ongebruik was, wat weens die feit dat hy vir te lank leeg gestaan het en net agteruit gegaan het, daar was geen maintenance gewees nie. Ekskuus, net gou vir die luisteraars, ons praat nou hier van Sedawin en die groot saal, meeste as van julle wat al groot geword het by kampvergaderings soos wat ek het, hier is waar die finals volleybal gespeel was. Hier op 'n Sabbat was so baie mense gewees, as jy gedink het jy's laat, want jy was een van daai jeug wat bietjie gaan rondloop het te veel, dan moes jy heel agter sit want jy het jou seat verloor. So dis hierdie saal wat nie kon gebruik word laas jaar nie. Ja, wel vir 'n paar jaar is hierdie saal al glad nie ingebruik nie. Sure. So verlede jaar toe was daar maar net 'n paar goedjies wat gebeur het wat ons definitief laat besluit het dat ons wil 'n verandering maak. En dis vir ons jong mense en ons jong mense is vir ons baie belangrik. Ekskuus, net gou terug gaan ook na die kerk toe. Soos ek verstaan wat julle genoem het ook, die jong mense was in die kerk. Dit is ook waar die kerk, die gemeente van Heidelberg bymekaar kom, die op Sedawin. Ja. Maar daar was nie plek gewees nie. Ja. Want daardie kort predikant was hier gewees laas jaar. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Daardie Engelse een, hy en sy gesin het so mooi gesing ook en lekker in daar voor in die auditorium. Daar was nie plek vir mense andersins as net die jeug om in die kerk te wees nie. So ek was nie eers daar gewees Ja, ek was nie. laas jaar hier. Ja, sien, ons was nie toegelaat om daar te wees nie. So my kinders het vir my kom sê dat dagbesoekers van jong mense wat hulle weet wat vir Sabbat vir die Saterdag opgedaag het, daar was nie vir hulle plek nie en hulle het in hulle karre geklim en hulle het huis toe gegaan. Want almal moet buite onder die bome en op die grasperke sit want daar is net nie plek nie. En dit is vir my, een nou, 'n heeltemal totaal en alle nee. En tydens ons Sabbat middagete het Dr. Mani, wat ek teen daai tyd nog nie so goed geken het nie, het saam met ons geëet en hy het ons vertel nadat ek 'n klomp goed te sê gehad het oor ons jong mense wat Maar ek kan dink as 'n ouer, eerstens 'n ouer van hierdie jong mense en dan om te hoor ander jeug, want jy's baie betrokke by die jeug by Philadelphia ook. Hierdie moes jou hart Dit het. 'n paar kloppe ekstra gegee het. Ja, ek kan net so opgewonde raak hoor en passievol. So toe ek my opinie lewer daar onder die boom tydens middagete, het Dr. Mani vir ons gesê, maar Esther, julle moet groter dink. En hy het vir ons vertel wat hy by Helderberg in die Kaap gedoen het. En ek dink hy moet vir ons 'n bietjie die prentjie beter inkleer met wat hy daar gedoen het en wat 'n groot verandering daar was. Ja, interessant van my kant af, soos ek voor vandag ook gesê het, dat my dogter het besluit dat sy wil eerder na Adventiste skool toe gaan en die beste was om na my Helderberg toe te gaan. Ten spyte van die feit dat ek in Johannesburg werk en dit vir my nie moontlik is om nooit af te gaan nie. So het ons haar in die hoërskool daar laat begin en die betrokkenheid van die ouers van die skool was 'n bietjie swak. En by die college, so daar dinge ook bietjie agteruit gegaan. En die swembad wat vir die skool gala gebruik moet word, het soos 'n dam gelyk. Ag nou. Met ander woorde, dis groen en die kinders het geswem die gala aan dit. In die groen swembad. Ag nou. En ek het wel 'n mooi foto gewys van dit. So dan klim sy uit dan is die lyfie vol alge. So dit was ook vir my soos Lizelle 'n nou. So ek het toe betrokke geraak by Helderberg in die skool en ek het die swembad vir hulle reggemaak en reggekry en vir hulle net gesê, jy weet, die ouers moet betrokke raak om dit vir die kinders beter te maak. So ja, en dit het toe net gegroei sodat ons het 'n behoorlike swembad van min mense wat dit gebruik het tot die swembad nou oorloop van kinders. So dit trek mense na Helderberg toe en dis mos waaroor dit gaan. Dit gaan om ons jeug te betrokke te kry en te vra maar wie is die sewende dag Adventiste? Wat doen ons? En kyk hoe lyk dit? As 'n plek net mooi is en dit lyk net goed versorg, dan trek jy mense na dit toe. So dit het toe uitgebrei van die swembad na die skooltuine toe, na funksies van die skole, na die kerk se tuine toe uitgebrei daar. En dis wat ek toe vir hulle gesê het, daai Sabbatmiddag met die middagete. As jy dit wil doen, kan jy nie, wat wil jy doen? Jy moet betrokke raak, jy moet dit self doen. Hierdie saal in Sedawin is nie die konferensies nie. Dit is myne en joune. Dis ons kinders se eiendom hierdie.
So jy moet dit jou eie maak. So jy sal moet betrokke raak en leierskap neem. Dis mos waaroor Abundant Life gaan. Jy sal moet leierskap neem en jy moet die jeug laat leierskap neem sodat hulle die plek wat tog so na aan ons almal se hart is, kan op datum kry sodat dit weer gebruik kan word vir volleybal. Sodat ons hierdie tipe uitstallings het wat ons nou hier het. Sodat dit 'n saal is waarop jy kan trots wees. Met ander woorde, ons doen dit nie net vir ons jeug nie, jy doen dit vir jou eie siel in die ewige lewe, want op die einde van die dag is dit waar alles gaan. As jy nie hoop het nie, wat het jy? En ons het almal hoop en as jy hoop het, moet jy betrokke raak. So ja, die projek is nie net ek en Lisel nie, dis almal. Ons moet almal betrokke kry, maar dit is ongelukkig so. Mense sukkel om te betrokke raak. Maar as hulle sien wat gebeur het, dan raak almal betrokke, want dis wat nou gebeur. By Helderberg raak hulle betrokke. Hier by St.Davids sien die mense wat het gebeur het, nou raak hulle betrokke. So ja, dis 'n projek. Ek is self baie besig in my eie besigheid in die werk en so. So Lisel is eintlik die leier hier van St.David. So ek en sy kommunikeer baie en dit vat effort en dit vat tyd uit jou daaglikse roetine. Maar jy doen dit vir die Here. Jy doen dit vir jou kinders en vir die Here. So ja, dit is iets wat ons in gedagte moet hou. Dis nie net, jy weet, gaan ek nog geld indruk en oor 5 jaar lyk die plek dieselfde nie. Jy moet betrokke bly. Jy moet op die skoolraad kom hierso. Jy moet elke maand kom en help om die tuine te doen. Jy moet raad gee en advies gee. En as jy daai leierskap openbaar, dan gaan die plek nie weer agteruit gaan nie en gaan die saal myn tuin word en gaan ons volleybal kan speel en gaan ons die tuine buitekant kan gebruik en gaan dit mooi lyk met die grasperke. Ons doen dit vir die Here, jy doen dit vir jou kinders en vir die Here. En ek hou van wat Dr. Mani sê van as enige luisteraar betrokke wil raak, kom ons sê net finansiëel, want hulle is ver of in wat ook al rede. Dat mense daai gerusstelling kan hê van, want baie mense in ons land vra met baie van die dinge wat aangaan. Okay, as ek nou 'n betaling maak en ons help om nou iets reg te gaan, okay, hoe gaan dit lyk oor 5 jaar? Gaan die instandhouding nog steeds daar wees? En die projek hier wat julle het is nie net om nou te fiks nie, maar ons gaan dit fiks en aanhou, dit reghou en soos die mense by mekaar hou. En ek wil net vir julle sê, Lisel, skus, ek weet jy wil praat. Ek wil net vir julle sê well done en baie dankie. Want ek is nie 'n ouer nie, maar ek weet van ouers en ek hoor ouers en is een ding van 'n ouer om 'n opinie te hê. Soos wat jy sê, jy het jou opinie gedeel daardie dag. Dis 'n ander ding om iets te doen daaromtrent. Dit is, en weet jy wat, dit vat commitment en dit vat baie effort en ek is my gesin baie ek is baie dankbaar want hulle het ingekoop hierin. My 2 jong mense wat ek in die huis het, Amrei en Edwan, hulle is regtig soos wat hulle kan share hulle op al hulle sosiale media's, elke ding wat hier gebeur. En hulle probeer ook om ander jong mense te motiveer om te kom help. En dit is soos wat Mani gesê het, hierdie projek moet ondersteun word deur almal. Dit is nie net vir 'n uitgesoekte klompie mense nie. En ons het 'n maintenance plan wat ons vorentoe wil doen, waar ons wil hê kerke en mense moet betrokke raak, sodat ons een keer 'n maand kom en ons doen wat gedoen moet word in 'n japtrap en dat dit altyd enige tyd van die jaar mooi is hier. Ons was nou 'n bietjie gedruk vir tyd want ons wou baie graag voor Mission Convention spesifiek die saal reg hê sodat hy gebruik kan word met hierdie uitstallings, met hierdie expo wat hier is. En oor 3 weke as dit nie mis het nie, is dit kampvergadering en dan moet alles reg wees hier. En ek is so opgewonde. Ons beplan ongelooflike baie goed saam met Leerhoor Nikotinus en vir ons jong mense sodat dit soos wat jy reg gesê het, Nina, toe ons jonk was dit die uitgangsplek. Dit was koffiekroeg geweest. Die kuiers wat hier was, die volleybal. Ons wil daai goed wat ons kinders nie ken nie, wil ons weer terugsit in plek, want dit is waar hulle vriende maak en dit is waar hulle, jy weet, waar hulle kuiers gebeur oor 'n kampvergadering naweek. So mense kan betrokke raak deur ons te kontak. Ons is op Facebook, ons is op Instagram. Daar is foto's van voor ons hier begin werk het, terwyl ons hier gewerk het. En selfs foto's van wat alles nou oor hierdie naweek gebeur. So mense kan alles volg daar. Kontakbesonderhede is daarop. En as jy wonder hoe jy kan help, hierdie Renewed Spaces is 'n nie-winsgewende organisasie wat ons moes stig, sodat wanneer mense donasies wil gee, dat daar 'n formele platform is. En as ek moet begin vertel van die wonderwerke, Chanel, dan gaan ons nog al 'n rukkie hier sit hoor. Want mense se beursies het oopgegaan, mense wat bietjie van iets weet,
het hier gekom en hulle het baie goed vir ons gedoen. Van klein goedjies wat in 'n baie kort tyd, ek kan regtig vir jou sê die Here het hierdie projek nog net geseën. Dis En wonderlik. net bysit, jy weet, maar eerskomende maandag begin ons die teerpaaie oordoen hierso. So al die Sjoe. teerpaaie gaan oorgedoen word op die kampus hierso. So daar's baie wat gaan gebeur tot en met kampvergadering. En Kan nie wag om dit te sien nie. Ja, en nie dit nie, jy weet, jy het nou al hierdie goedes hier en jy het al die voorbereiding en daar gaan mense seer kry. So iemand gaan seer en gaan 'n enkel ligamente skeer of iemand kan 'n hartaanval kry. So ek is 'n direkteur by Wilgeheuwel Keurdey Daghospitale en ek het met die CEO gepraat en hy het dit goed gedink en saam met die Keurdey het ons 'n fasiliteit met goedere en toerusting wat ons het, sodat as enige iemand hier seer kry of iets oorkom, kan hy behoorlik hanteer word hierso. Het sy 'n arm gebreek het sy 'n hartaanval kry, het sy 'n stroke hierso kry, so dat jy 'n pasiënt behoorlik kan hanteer op die grond en kan oorplaas na 'n behoorlike fasiliteit. So selfs die hospitaal het ingekoop om dit goed te dink om dit en dis baie duur toerusting wat ons hier in 'n kamer het om mense te help. Ja, en Lizelle het met die koffiekroeg wat julle nou gemaak het. Ek bedoel jy sal nie glo nie. Ek gaan vir julle die verteenwoordiger het vir ons 500 croissants geskenk. Wow. 'n Dame het vir ons 4 chocoladekoeke geskenk. 'n ander een het 4 wortelkoeke. Nee, Dr. Mani, ek raak nou Ons het 100 eystervarkies iemand vir ons Oh geneem. no. So ons het 'n behoorlike koffiekroeg vir Darwin vir kampvergadering vir die jong mense hier, sodat dit vir hulle baie lekker en aangenaam gaan wees. So ja, die wat nie daar gaan wees nie, gaan verseker uitmis. En ons het vir op die regte kanale wat ons nou maar gevolg het, waar ons wil hê dat die jong mense van verskillende streke, die kerke, moet leiding neem met 'n aand met die koffiekroeg, sodat hulle dan nou ook onder mekaar vriende kan maak en nie net lekker koekies eet en Milo drink nie, maar ja, laat hulle dit moet vir hulle lekker wees en volgende jaar moet hulle vriende kan wil saambring. Jy weet, so Darwin moet 'n plek wees waar jy mense wat nie glo soos ons glo nie, die vrymoedigheid het om te sê, maar kom saam. Kyk hoe lyk dit daar en net dit wat hulle sien van hoe dit hier lyk, moet hulle al klaar laat dink, ek wil daar wees. Dan praat jy nog nie eers van die geestelik wat saam met dit gaan nie. En my uitgangspunt is as iets mooi is op die oog, as dit vir jou mooi is, dan wil jy daar wees. En dan is die res van wat daar gebeur is al verbysaak. Ja, die geestelik is belangrik, maar as dit mooi, as die omgewing mooi is en alles werk, dit is net so belangrik. Jy wil hê die kinders moet bly en nie in die kerk en ry nie. Net so. Jy moet trots wees. Hulle moet trots wees op wat hulle het. Dit moet hulle eie wees en as hulle nie trots is op dit nie, dan gaan hulle wegloop. So dit moet vir hulle mooi wees, dit moet lekker wees. So ek en jy as 'n volwassene moet daai leiding neem om dit vir hulle te gee. Want hulle moet die voorbeeld sien wat ons stel. So dit uiteenlopende dit is soos 'n klip wat jy in water gooi. Dit moet uitkring. Dis die hele idee waaroor die Darwin beautification gaan. En dit stop nie net by die saal nie. Die klaskamers kort werk. Die dakke verder kort werk. Ons is besig met alles en ongelukkig dit kos alles geld. Die Here voorsien. Ek beloof vir jou op baie maniere gee hy daai finansies, maar ons het verseker die mense se finansies nodig. Die konferensie kan nie alles doen nie. Hulle het ook nie altyd al die fondse om dit te doen nie. So ek en jy moet betrokke kan raak. En om iemand te kry wat 'n elektriesien is wat in die kerk werk. Iemand wat houtwerk in die kerk kom doen. Ons het daai mense nodig. Ek bedoel ek kan jou arm wat gebreek is of jou heup regmaak, maar ek het iemand nodig om die deure te kom hang. Ek het 'n verwer nodig om te kom verf. Ek het iemand nodig om welding te kom doen en vir ons die trappe te weld. So jy het al hierdie mense wat betrokke net sy dienslewering kan gee. Ja, nie noodwendig tonne, duisende rande nie. Dit is ook welkom luisteraars, maar jou tyd. Ja, jou tyd en jou skills wat jy het en jou kennis, soos Lizelle sê. En ek wil julle uitnooi, soos Lizelle genoem het, Renewed Spaces is op Facebook. Jy kan net gaan search en na hulle webblad toe gaan. En dan e-mailadres is npo.renewedspaces, een woord, @gmail.com. En 'n selfoonnommer om te kontak 083 451 3680. 083 451 3680. Wie gaan hierdie foon optel, Lizelle? Ek.
Okay, so as julle hierdie nommer kontak gaan Lisel self optel, stuur vir haar 'n WhatsApp as hy nie dadelik optel nie, dalk is hy besig om weer opgewonde te raak oor die projek en dan asseblief kontak. Elke gemeente wil ek eintlik uitnooi, raak betrokke voor die kampvergadering ten minste. En ek kan vir julle nou sê, ons sit heidaglik in die saal. Ons sit op die verhoog en die verhoog hou. Ons het nog nie ingeval nie en dit lyk pragtig. En ek is baie opgewonde om weer na 'n finals te kom kyk. Ek weet ek het 1 jaar gespeel in 'n finals hier binne. En toe ons hier aankom, toe is die ooms en tannies net heeltemal te groot. Toe was dit so nou. Maar daardie memories is iets wat mens vir altyd gaan hou en wat mens as 'n groter mens dan terugtrek. So weer eens, baie dankie dat julle iets gedoen het omtrent dit wat julle gevoel het met daardie experience. En dankie dat ons kon gesels het. Dankie vir julle ook. Yes. Dankie.